Genade en vrede vir julle, goedheid en guns. As julle nou op Facebook sien, ons sit hier rondom 'n lekker tafel, amen. Dis lekker om saam met julle te wees. Ons is besig met ons sterflikheid en ons is vandag by ons 6de boodskap. Ons het so 2 weke gelede, dink is 2, nee is 3 weke gelede, het ons afgeëindig met Exodus stuk 12, waar ons gekyk het na die Pascha, of die paaslam wat geslag was, Jesus Christus, en ons het spesifiek gepraat oor die bloed. Meer oor die bloed wat gesmeer was by die deurposte en so aan. En dan gaan ons vandag bietjie fokus op die eet van die lam. En daar is een spesifieke, Exodus stuk 12, sê die Bybel wat hulle moes eet, en dan vers 7 sê, julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gekook is nie. Ja, water gekook is nie. Maar oor die vuur gebraai, die kop en die pootjies saam met die binnegoed. So ons gaan vandag by hierdie uitsending gaan ons bietjie praat oor die kop wat hulle moes eet. En dan fokus ons spesifiek op die oë. Hoe ons na onsself moet kyk, hoe ons na die wêreld moet kyk, en dan wil ek het, jy sal nou sien, daar is 'n titel, deur die oë van die lam. Wanneer ons nagmaal het, dan eet ons die hele lam. Ons eet Jesus Christus, ons drink sy bloed, ons eet sy vleis, en in die kop is die oë. So ons gaan vandag kyk om deur die oë van die lam, hoe na jouself te kyk, en hoe na die wêreld te kyk. Daai is een van die belangrikste dinge. Nou, maar kom ons gaan gou eers na Genesis hoofstuk 3 toe, dan wil ek vir julle iets wys. Julle sal onthou dat toe die duiwel kom, het hy Eva versoek en gesê, luister, julle sal nie sterwe nie, as julle van die vrug eet nie. Die Here weet, as julle gaan eet, gaan julle oë oopgaan. Kom ek lees dit eintlik vir julle, vers 5. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, dis nou van die vrug, dat julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Nou sê vers 6, toe sien die vrou, dat die boom goed was om van te eet. Nou luister, die duiwel sê jou oë gaan oopgaan, sodat jy soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. En dan sê dit, dat hierdie vrou het die boom gesien. So, hy sê jou oë gaan oop, maar sy sien. So daar's 'n manier om te sien, wat nie deur die wet is nie. So sy moes iets eet, en as haar oë oopgaan, dan gaan sy soos God wees. So haar oë gaan oopgaan, dan gaan sy weet wat is reg, wat is verkeerd. En op grond van dit wat reg is en verkeerd is, gaan sy sien wat om te doen, en dan gaan sy wees soos God. Nou kyk jy, en die Bybel sê, sy sien toe, dat die boom goed was om van te eet. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. Nou wat sê dit vir my? Het sy nie verstand gehad nie. Want sy sê nou, jong, as ek hier van hierdie vrug eet, dan gaan die results gaan wees, dat ek verstand gaan hê. Die Engel sê, she will be wise. So sy gaan verstand het, of sy gaan wys wees. En sy neem van die vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet in vers 7. Toe gaan al twee se oë oop. Dit lyk amper hier's 'n hele contradiction, of 'n paradox, as ek dit so kan noem. Want die duiwel sê, jou oë gaan oopgaan, maar sy sien. En toe sy van die vrug eet, toe gaan haar oë oop. Maar toe haar oë oopgaan, toe sien sy 'n ander prentjie.
En die prentjie wat sy sien sê, dat sy word bewus dat hulle naak is. Nou daai is die vyand se werk, om ons oë oop te laat gaan, om iets anders te sien, as wat God sien. So ons gaan vandag kyk na hoe om toe oor deur die lewe te gaan. Sodat jy kan sien soos God sien. Jesus sê in Johannes hoofstuk 9, dat 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom sodat die wat sien nie meer sien nie. En die wat dink hulle sien, blind kan wees. Toe sê die ons, maar kan ons nie sien nie? Toe sê die Here, dis omdat julle sien dat julle sonde het. Amen. So apostel vat ons bietjie na hierdie en ons kyk na hierdie om te sien anders as wat die wêreld of die vyand of die wet ons eintlik wil laat sien. Want hulle was naak gewees, maar tog nie die naaktheid raak gesien en dit was nie hulle fokus nie. So wanneer die vyand jou oë oopmaak, dan sien jy skande. Jy sien naaktheid. Maar jy kan nie naaktheid sien en skande as jy nie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Want dit maak jou oë oop vir ander mense se naaktheid, jou eie naaktheid, skande of smart. Amen. Amen. Ek dink baie keer as ons praat oor sien en nie sien nie, veral in die konteks van hoe Eva en Adam geëet het van die boom en hulle oë oop gegaan het. Nou, dalk het nou gepraat oor die feit dat hulle eintlik gesien het. Hier het ons niks te doen met fisiese sig nie. Ja. Want hulle het gesien. Eva het gesien dat die boom goed is om van te eet. So dit is dat sy gesien het voor dit, maar anders gesien het na dit. Ja. Dit is 'n manier van kyk. Dis 'n manier van sien wat plaasgevind het, kan 'n mens sê. So nadat die slang met Eva gepraat het, het sy gesien dat dit goed was. Die manier hoe sy gekyk het na die boom, het verander. Eerstens het sy gesien en gesê, die Here het gesê as ons van hierdie boom eet sal ons sterwe. Dis hoe sy gekyk het na die boom. Nadat sy inligting van die slang ontvang het, valse inligting, 'n leuen ontvang, sien sy dat die boom goed is om van te eet. So, leuen het die vermoë om jou anders te laat sien. En net so, waarheid het die vermoë om jou op 'n sekere manier te laat sien. Come on. So, hierdie het niks te doen met fisiese sig so seer nie. Maar dit is dat die leuen van die slang, Eva se manier van kyk, verander het. Die manier hoe hulle kyk na die boom, maar na dit die manier hoe hulle gekyk het na hulle self. Want kom ons sê, toe hulle oë oop gaan, sê die Bybel, toe sien hulle dat hulle naak is. Nou het hulle dit nie voorheen gesien nie. So die issue was nie dat hulle ontdek het hulle is naak nie. Die issue is dat hulle die naaktheid wat hulle al die tyd gesien het, anders gesien het. Amen. En nou het hulle na hulle self gekyk, na hulle naaktheid gekyk en fout gevind daarin. Kyk net wat gebeur. Eers sien ek dat die boom, as ek daarvan gaan eet, dood teweeg gaan bring. Nadat ek die leuen van die slang hoor, sien ek dat die boom goed is om van te eet. Voordat ek die leuen gehoor het, het ek my naaktheid gesien en nog steeds die echo of die weerklank van God se dit is baie goed gehoor as ek gekyk het na my naaktheid. Amen. Nadat ek die slang se stem gehoor het, sien ek hier dieselfde naaktheid as iets om oor skaam te wees en ek wil my bedek
met vye blare. So die manier van kyk word beïnvloed deur die inligting wat jy kry. Amen. Of leuen of 'n waarheid. As jy die waarheid hoor, sal wat jy sien beïnvloed word deur daai waarheid. En jy sal daai ding waarna jy kyk, of die situasie waarna jy kyk, sal jy sien beïnvloed deur die waarheid. Yes, sir. Maar as jy daarna kyk met die leuen van die slang in jou hart, sal jy anders sien. En dis wat gebeur het met Adam en Eva. Die manier hoe hulle gesien het, was beïnvloed. Amen. Nou Paulus bid in Efesiërs, bid hy 'n powerful prayer gebed, en dan kom hy in vers 17, hy sê, ek bid dat die Here aan julle gee verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet. Right. So hier het sy inligting gekry van 'n ander bron af. En hierdie inligting wat sy van 'n ander bron gekry het, het haar anders laat sien oor haarself. En nou kom Paulus, hy sê, luister hier, nou bid ek vir die kerk, dat die Here julle gee verligte oë van julle verstand. Ja. Want wat sê dit? Die Bybel sê, sy het na hierdie boom gekyk en gesê, hierdie vrug is goed om jou wat te gee? Verstand te gee. Ja. So die verstanding, of dit wat sy van haarself verstaan het nadat sy geëet het, was iets anders. Nou daar is 'n wysheid, of laat ek dit so sê, Jesus het genoem, hy sê, ons gaan later daarna kyk, maar in Lukas hoofstuk 11, hy sê, jy moet oppas dat die lig in jou nie duisternis is nie. Ja. Die verstand wat sy begeer het, was eintlik nie wysheid nie. Dit was nie lewe nie. Maar daai verstand het te maak gehad dat sy dood ingebring het. So daar's 'n wysheid van die wêreld en daar is die wysheid van God. Daar is hoe jy sien op grond van die inligting wat jy het. Want die inligting wat jy het kan maak dat jy dood experience of die lewe gaan sien. So, dis die gebed van Paulus vir die kerk. Here, gee ons verligte oë vir ons verstand, sodat ons kan weet, sodat ons reg kan sien. En die oomblik as ons reg sien, dan kan jy die lewe leef, want daar is nie meer 'n bewustheid van skande of skaamte nie. Alhoewel jy in die teenwoordigheid van God is, kan jy nog steeds in die teenwoordigheid anders na jou kyk as wat hy wil hê jy moet kyk. Daar is, ek lees net gou weer vir ons Efesiërs. Okay, kom ek lees vers 17, ja. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Ja. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Hoor mooi wat gebeur. Wat toe Eva mislei was sy mislei deur die gedagte dat sy iets kort kom. Ja. Met ander woorde, die slang sê vir haar, jy sal soos God word wanneer jy van hierdie boom eet. So daai leuen het gemaak dat sy anders kyk met ander oë, en dis soos Jesus gesê het, as die lig in ons duisternis is, hoe groot is die duisternis nie. Ja. So hierdie oë van haar was gevlad met duisternis. Want sy het in kontak gekom met duisternis. Ja. So duisternis, die kennis wat sy gekry het van die vyand,
Die slang wat haar ingelig het dat sy iets kort kom, daai duisternis het haar oë aangetas. As jy iets weet van die fisiese werking van ons oë, hoe oë werk, dan gaan dit alles oor blootstelling aan lig. Ja. As daar geen lig is nie, kan ons nie sien nie. Wanneer daar duisternis is, kan ons nie sien nie. So wat gebeur is, ons het ons oë, en kom ons sê so, jou oë sien. Ja. Jou oë werk. Jou oë markeer niks. Daar's net 'n gebrek aan lig. Exactly. As ons donker maak hier binne, niemand se oë hou op werk nie. Ja. Maar die manier in wat jou oog kan sien, word beperk deur die gebrek aan lig. En dis wat die vyand gedoen het. Hy bring duisternis. Hy stel duisternis bekend aan Eva, en alhoewel daai oë gesien het, het dit op 'n ander manier gesien en was beperk. Maar wat was die leuen? Die leuen was, jy kom iets kort. Ja. Nou hoor mooi, wanneer Paulus bid en hy sê, gee vir ons verligte oë van die verstand. Come on. Met ander woorde, laat ons verstand deur die lig of die waarheid geaffekteer word, dat ons oë anders kan sien. Amen. Gee vir ons verligte oë van die verstand. Laat ons verstand deur die lig geaffekteer word, en dat ons anders kan sien, as wat ons gesien het voordat ons deur die lig geaffekteer was. En dit is wat gebeur, wanneer jy die Here Jesus Christus ontmoet, of leer ken. Jy word gekonfronteer met lig. Amen. Johannes 1, skryf Johannes daar so, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hierdie woord was in die begin by God, sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het. Dan sê hy daar so, in hom is die lewe. En hy lewe was die lig vir die mense. So, Jesus Christus, die woord, die waarheid, is die lig, waarmee ons gekonfronteer word, en sodra ons Jesus sien, Come on. sodra ons hierdie waarheid aanskou, Jesus Christus, wat die woord is, word ons verstande blootgestel aan lig, en ons oë gaan oop, en ons sien onsself in die lig van Jesus. Terwyl Eva haarself in duisternis gesien het, gebrekkig gesien het sy kom iets kort, is Jesus die lig wat ons blootstel, of wat ons verstande aanraak, sodat ons kan sien wat ons het. Amen. Okay, so, jy kan of bewus gemaak word van die gebrek wat jy het, of waar jy kort kom, of jy kan na die lig kyk, Amen. Jesus Christus, en sien wat jy het. In hom het ons Hey man. die vergifnis van sonde. In hom het ons genesing vir ons siekte. In hom het ons. So hy is die lig wat Paulus van praat. Gee vir ons verligte oë van die verstand. En dan sê hy daar so, Efesiërs 1 vers 18, sodat julle kan weet, Come on. wat die hoop van sy roeping, en hy woordjie roeping het ons op 'n ander geleentheid al hanteer. Dit praat van nie om jou te versoek om jou posisie te verlaat en na 'n ander posisie te kom nie. Roeping beteken, soos ons in Appington sou praat, hoe roep hulle jou? Wat is jou naam? Wat noem hulle jou? So daai roeping daar so, sodat julle kan weet wat die roeping van sy verklaring omtrent julle identiteit is. Dis wat roeping is. Amen. Die verklaring van ons identiteit, wat hy ons noem. So, sodat julle kan weet wat die verklaring van julle identiteit is, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel in die heiliges is.
Sodat julle kan weet wat sê hy van julle en sodat julle kan weet wat besit julle. Eva het duisternis gekry van die slang af en was onmiddellik bewus gemaak dat sy het nie en sy is nie. Ja. Paulus sê gee verligte oë van die verstand sodat julle kan weet wie julle is en sodat julle kan weet wat julle het, wat die heilige se erfdeel is wat hulle besit. Come on. Dis die verskil. So hierdie leen wat die slang vir Eva gee is, kyk hier, jy kom kort, jy sal soos God word eers wanneer jy van hierdie vrug eet. Haar oë gaan oop, sy sien soos wat die slang vir haar geleer het om te sien, en sy sien dat die boom goed is, en sy sien dat sy gebrekkig is. Sy sien dat haar naaktheid 'n probleem is. Sy sien haar skaamte, sy sien haar tekortkominge, sy sien haar skuld, sy sien haar gebrek. Dis hoe sy sien. Paulus sê, gee vir ons verligte oë en die verstand, sodat ons kan weet wie ons is. Amen. Want Eva het gemaak dat ons vergeet. En sodat ons kan weet wat ons het. Sodat ons kan weet wat is die erfdeel van die heiliges. Halleluja. Amen. Daai erfdeel gaan ons later oor praat. Ek wil net lees Lukas hoofstuk 11 waar die Here Jesus hier 'n paar dinge sê. Vers 34 sê die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is jou hele liggaam ook verlig. Maar as dit verkeerd is, Halleluja. Is jou liggaam donker. En dis wat apostel nog gepraat het oor die duisternis. En dan sê vers 35, pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is. Amen. So wat kom doen die duiwel? Hy bring duisternis, maar nie duisternis in die sin van ek bring duisternis nie. Ja. Hy bring lig. Ja, wat duisternis is. Wat duisternis is. Verstaan? Want hy sê, kykie, as jy gaan eet, gaan jy word soos God. Wat gebeur? Sy kry nuwe inligting. Okay. Sy kyk na die boom en sê, hierdie boom gaan my verstand gee. Ja. Ek gaan soos God word. So wat dit, vir haar is dit, iets gaan oop hierso. Ek is eintlik in die duisternis. Hoor gou? Ek is in die duisternis. Ja. Maar ek moet hierdie vrug eet. Dan gaan ek in die lig kom. Amen. En dan gaan ek wees soos God. Ek gaan verstand dit. Dis wat die enemy sê. Ja. Maar eintlik was sy in die lig. En hy laat haar glo. Sy's in die duisternis. Ja. Want God weerhou iets van jou. Jy is nie soos God nie. En dis hoekom Jesus sê, pas op dat die lig in jou nie duisternis is nie. Ons het baie lig. Kyk, kom ek sê die mediese wetenskap bring vir ons verskriklik lig. Hulle sê vir jou in jou, kykie, maar jy het mos nou kanker. Nou sê jy, nee, ek weet nou. Weet jy wat se lig is daai? Duisternis. Die mediese wetenskap sê vir jou, jy het net soveel maande om nog te lewe. Jesus sê, pas op dat daai lig nie duisternis is nie. Jy sien nou anders na jou. Jy was alright, maar toe jy daai inligting kry, toe jy, jou lewe is heel deurmekaar, want jy het nou nuwe lig gekry. Jy's informed. Ander mense is in duisternis, maar jy's in die lig. Maar daai lig is duisternis. En dis hoekom Jesus sê, pas op dat die lig in jou nie duisternis is nie. So wat bring die duiwel? As die duisternis, hy bring vir jou lig wat duisternis is. En laat jou verstaan, jy's in die duisternis, want God weerhou van jou. Ja. Heeltyd sal jy voel, man, kort, ek sien nie. Jy's alright, daar was nog nooit fout met jou nie, maar ewe skielik het jy nou inligting gekry. En nou voel jy, daar's fout met jou. Jy moet iets doen, jy moet iets kry, terwyl God jou volmaak geskaap het, na sy beeld, sy gelykenis, en jy is goed genoeg.
Dawid het 'n mooi ding in Psalm, ek dink dit is Psalm 35, hy sê, in u lig sien ons die lig. Right. So, dit wat jy van jou weet, op grond van watter lig weet jy dit? Ja. Sien jy jou in die lig van hoe hy jou sien, of sien jy jou in die lig van hoe die enemy jou sien, of hoe jou omstandighede jou laat sien omtrent jouself? In u lig sien ons die lig. Yes. Of sien jy lig op grond van wat die enemy vir jou wil laat sien? Amen. Ek dink nou aan die effek wat die lig op jou liggaam het, soos wat Jesus sê in Lukas. Ja. As die lig in jou duisternis is jou hele liggaam verduister. So, die effek van die tipe lig, of die lig duisternis is, en of die lig is van God, waarin ons lig sien. Of dit die lig is, die vyand se lig is, en of dit God se lig is. Die lig het 'n effek op jou liggaam. Jesus sê, as dit duisternis is, as jou oog duister is, dan sal jou hele liggaam donker wees. Dan sal jou hele liggaam donker wees. Baie mense, kom ek sê so, of sielkundiges sal sê, dat meeste siektes in ons liggaam word geaffekteer deur ons gemoedstoestand. Ja. Ons gemoedstoestand word geskep deur hoe ons dinge sien. Hoe ons dinge sien word bepaal deur watter inligting ons kry. So as ek die inligting kry, en dis waarom mense is heeltemal alright totdat hulle 'n diagnose van die dokter afkry. Net so. En die oomblik hulle daai diagnose kry, dan lyk dit asof hulle oornag ewe skielik baie siek word. Want die inligting wat hulle gekry het 'n gemoedstoestand geskep, en die gemoedstoestand wat daar geskep is, het hulle liggame geaffekteer. So daar is inligting wat die vyand vir ons gegee het deur middel van die boom van kennis van goed en kwaad, en dit het ons liggame geaffekteer. So toe God sê, as jy van daai boom eet, sal jy sekerlik sterwe. Dit sal jou liggaamlik doodmaak. Was dit 'n waarskuwing dat as jy op die manier sien wat die slang sien, sal jy sterwe. As jy na die lewe kyk soos wat die slang kyk, sal jy sterwe. Alright. As jy van daai boom eet wat jou bewus maak van goed en kwaad, en jy lewe met die gemoedstoestand wat daai boom bring, sal dit die dood tot effek hê. Meeste siektes, en dis wat sielkundiges ook sê, meeste siektes is as gevolg van 'n skuldige gewete. Ja. So as ek, en maar wat is 'n skuldige gewete? 'n Skuldige gewete is die bewustheid dat ek iets verkeerd gedoen het. Hoe weet ek het iets verkeerd gedoen? Romeine 7 vers 7 wil ek gou lees. Wat sal ons dan sê? Dat die wet sonde is? Hoegenaamd nie. Trouwens, ek sou nie die sonde geken het as dit nie deur die wet was nie. Ek sou immers nie geweet het wat begeerte is as die wet nie gesê het jy mag nie begeer nie. So, die wet maak my bewus dat ek verkeerd doen. Wat is die wet? Die wet is die ding wat vir ons kennis gee rondom wat is reg of verkeerd. Dit klink soos die boom.
Ja. Waartoe God ons gewaarsku het. Die boom van kennis van goed en kwaad. Dis die boom waartoe God ons gewaarsku het. God wil nooit gehad dat ons moet lewe vanuit die perspektief van wettiesheid. Ja. Wil nooit gehad het ons moet lewe met die skuldgevoel. Ja. Wil nooit gehad het ons moet so lewe nie, want dis waar die dood vandaan kom. Ja. Dis hoe die dood geaktiveer word. Dis hoe siekte, dis hoe die dood kom. Die teenoorgestelde is ook waar. Spreuke 3 wil ek gou vir julle lees. Waar is ek nou? Daar is ek. Hy sê, Spreuke 3 vers 1, my seun, vergeet nie my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. So, as een ding wat hier gesê word, eerste ding is, moenie my onderwysing vergeet nie. Laat jou hart my gebooie bewaar. Ok, so, nie vergeet nie, wees aandagtig en laat jou hart my gebooie bewaar. Dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en goeie insig in die oë van God en die mense. Ek sê later, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelei maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Ek wil hê jy moet net die woord, die sleutelwoorde hoor. Hart, gedagtes, insig, onderwys, bewaar, né? Bind dit om jou hals. Bewaar dit in jou hart. Wees nie wys in jou eie oë. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Hoor gou mooi. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente. Nee, hy het vroeër gesê daarso lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Nou sê hy genesing vir jou liggaam, verkoeking vir jou gebeente. Daar's altyd 'n effek wat insig en kennis en onderwysing en 'n manier van sien het op jou liggaam. Altyd. Soos Jesus gesê het, as jou oog duister is jou hele liggaam duister. En dis wat gebeur het met Eva. Ja. Haar oog het verduisterd geword toe haar oë oopgaan. Ja. Toe word haar oog verduister. En wat gebeur? Die mens het gedood. En beloved, ek en jy sal by dat punt moet kom waar ons aanvaar. Wat ons hoor, wat ons sien, affekteer jou constantly. Soos wat julle nou hier sit, jy wat nou luister na ons. Dis onmoontlik dat jou fisieke toestand dieselfde kan wees na wat ons vir jou sê. Dis onmoontlik dat wanneer jy 'n negatiewe storie gehoor het, dat jou fisieke toestand dieselfde kan wees. Jy's nooit dieselfde nadat jy inligting gekry het nie. Ja. En daarom moet ons versigtig wees waarna ons luister. Ja. Die lig wat ons inneem, maak dat jy constantly agteruit gaan of vorentoe. Jy experience lewe of dood elke keer wanneer jy dit hoor. Ons bly nie dieselfde nie.
Daar gebeur iets. Die Here Jesus of die wyse Salomo het gesê, dood en lewe is in die mag van die tong. En of lewe en dood is in die mag van die tong. Wie dit gebruik sal die vrug daarvan eet. En die oomblik as ek dit hoor, gebeur iets. Dus woorde is powerful. Ja. Ons kan nie onderskat die krag van wat ons hoor nie. Daarom moet jy versigtig wees. Apostel Paulus het nou gepraat oor die wet wat vir ons inligting bring. Ja. Jy is goed genoeg of jy kort. En die een ding wat ek besef meer en meer, wat hy ook vir Eva laat besef het, jy is nie genoeg nie. Jy sal nooit genoeg wees nie. Die oomblik as ek as prediker jou laat glo, jy is nie genoeg nie. Jy kom iets kort, dan word ek 'n instrument in die hand van die vyand om lig te bring wat duisternis is. En dit maak dat jou liggaam respond tot dit wat jy hoor. Right. So die een van die dinge is, ek gaan nou vir jou gee, Paulus praat spesifiek hier oor die wet, as hy in 2 Korintiërs hoofstuk 3 van praat. Hy sê, vers 5, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer was in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie? Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak oorvloedig in heerlikheid. Hier sê Paulus, daar's 'n bediening. En dis die bediening wat die enemy in Genesis 3 bedien het. Die bediening van die dood. Die bediening wat veroordeel. En hy kom sê vandag vir jou, luister hier, jy moet perform. Daar's 2 dinge wat God nie gaan doen nie. Of as 'n paar goed wat God nie doen nie, is om jou te veroordeel. Daai is nie in hom nie. Die wet is die bediening wat die duiwel gebruik om jou veroordeel te sien staan. En te aanvaar, ek is nie. En daai is die bediening van die dood. Ons is met hierdie reeks besig om die dood uit jou system uit te kry. En lewe te bring. En hoe bring ons lewe? Deur die bediening van die gees. Die bediening wat sê, jy is regverdig. Jy is soos God. Dis wat regtigheid beteken. Jy is soos God, jy's alles wat jy moet wees. En as jy dit nie aanvaar nie, dan tree die dood in. Hoe die dood ingekom? Toe een van Adam besef, ons is nie soos hy nie. Toe kom die dood. Hoe oorwin ons die dood? Wanneer ons aanvaar ons is. En dis die gospel wat dit reveal, die mens is. En Jesus Christus se koms na hierdie wêreld is om te kom wys, jy is. Die lam wat geslag was, wat ons na kyk, sê, my geregtigheid is joune. My onskuld is joune. Ek is die voorbeeld van wie jy is. Dis in my lig dat jy lig sien. Nie dit wat die vyand vir jou probeer wys nie. Ek is die lig, die werklikheid van wie jy is. En dis wat ons vir jou bring deur hierdie boodskap, want ons wil hê jy moet lewe. Jy moet lewe. Kom ek sê,
Paulus vir my praat sy teologie, sy briewe, dit wat hy sê, wat hy preek, hierdie evangelie wat hy preek, is gebore uit sy ondervinding en sy ontmoeting met die lig. Kom aan. In Handelinge 9 is mos nou Paulus se bekering. Is daar 'n wonderlike ding wat gebeur. Paulus, ons moet nou verstaan wie Paulus is. Eerste, Saulus het dreiging en moord geblaas teen die disippels van die Here. Hy het na die hoofpriester gegaan en briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Nou, hoor gou mooi, Paulus het die ondersteuning van die hoofpriester. Later hoor ons, Paulus was 'n fariseer onder die fariseërs. Hy het gesit aan die voete van Gamaliel, een van die mees prominente rabbis van die tyd. So hy het daar gesit en geleer. Hy was geleerd in die weg van die wet. Ja. In die boom van kennis van goed en kwaad. Paulus was ingelig en goed. So daai vrug wat Eva van geëet het en Adam van geëet het, was Paulus se stapelvoedsel. En daarom wanneer Paulus praat in 2 Korintiërs hoofstuk 3 van die bediening van die dood, dan praat hy van daardie bediening. Hy praat van die bediening van die boom van kennis van goed en kwaad. Paulus was 'n bedienaar van die dood. Hy het mense met die dood bedien. Op 2 maniere. Deur wat hy gepreek het, en ongelukkig dit wat jy preek en wat jy hoor, affekteer wat jy doen. So, met Paulus se inligting en sy kennis van goed en kwaad en die feit dat hy sien hierdie disippels van die weg is verkeerd. Hoe moet ek sê jou, 'n boodskap wat jou altyd bewus maak van ander mense is verkeerd. Is die bediening van die dood. Daar is baie predikers deesdae wat praat oor jou vyande. Nee, jou vyande die en jou vyande daai en jou vyande dit. Dis Paulus se boodskap gewees. En hy het moord geblaas teen hierdie mense. Hy het briewe gekry van die hoofpriesters, en hierdie brief wat hy gevat na die sinagoges in Damaskus, want daar was disippels van die Here Jesus daar so. En hy het hulle gevange geneem, tronk toe gevat en so. Nou terwyl hy op pad Damaskus toe is, staan daar in vers 3 van Handelinge 9, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. Skielik 'n lig van die hemel af. Vers 4, en hy val op die grond, en hy hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Mind you, hy is besig met die disippels, maar die stem sê, jy vervolg van my. Sien die verskil tussen Paulus se kennis voor dit, en die inligting wat nou gebring word deur die stem van die hemel. Die stem van die hemel sê, wat jy doen aan hierdie mense, is wat jy doen in my. Amen. God sal altyd die mens met homself vereensgewig. Altyd. God sien hom nooit apart van die mens nie. Amen. God sien hom nooit geskei van die mens nie. God sien nooit die mens geskei van hom. En wat het die slang gedoen in die begin, in die tuin van Eden? Hy het die mens bewus gemaak. Ja. Jy en God is nie op dieselfde level nie. Eet eers van die boom, laat jy op die level kan kom van God. Dan sal jy soos God wees. Aan die ander kant het God nog nooit die mens anders as homself gesien. Amen. Toe die mens geskape het, toe die mens geskape en sê dis baie goed. En geen mens, niemand is goed behalwe God nie. Maar God sê hierdie mens is goed. So hy affirm, hy bevestig dat die mens net soos hy is.
Dieselfde gebeur hierso. Hy bring vir Paulus terug na die waarheid voor die slang. Come on. En hy sê vir Paulus, dit wat jy doen aan hierdie disippels is wat jy doen aan my, jy vervolg vir my. Ek en die mense is nie geskei nie. Alright. So hy sê vir hom, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en ga na die stad en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Vers 7. Die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Hou dit in gedagte. Hulle hoor die stem, maar hulle sien niemand nie. As die eksterne lig was, sou hulle dit gesien. Waarom is dit net Paulus wat sien? Want die is 'n sien wat binne is. Come on. Is nie om te sien wat buite jou is nie. Jesus bring vir Paulus terug en sê, kom ek wys jou wat binne is. Kom ek sê jou, ek is binne die mense wat jy vervolg. Maar kom ek sê jou, die ouens hier rondom jou gaan my ook nie sien nie, want ek is nie buite jou nie. Ek praat van binne jou. So hy wys vir Paulus, kom ons sien gou soos ek sien. Amen. Die slang laat jou hulle en het julle sien. God daar ver en ek hier onder. Amen. Maar kom ek wys jou wat sien ek. Ek sien die disciples is ek. Kom ek sê jou ook, ek praat met jou van binne jou. Dat hierdie ouens hier rondom jou niks sien nie. Want waar sien jy? Amen. Die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op. En alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien. En hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. So, kyk hier. Paulus het op die pad, hy's op pad Damaskus toe, want hy sien 'n sekere manier. Hy sien verkeerd in die disippels. Hy sien God geskei van hierdie mense. Hy sien hy is reg en hulle is verkeerd. Want hy eet van die boom van kennis van goed en kwaad. En God konfronteer hom en sê, kom ek wys jou gou. Ek hou van wat die Passion Translation, hoe hy vers 3 stel. Hoor gou hier. So he obtained the authorization and left for Damascus. Just outside the city, a brilliant light, flashing from heaven, suddenly exploded all around him. Hy gebruik 'n woord daar, exploded. Nou explode, julle het mos nou hierdie storie gekyk van daai mense wat die Titanic wil opkyk het, met daai wesseltjie die Titan. En hulle sê die druk daaronder was te groot vir die design van die Titan en die Titan het implode. Implode beteken om in te sak. Explode beteken om van binne af buite toe oop te bars. Hierdie lig het explode. Van binne Paulus af. Het dit ontplof. Alright. Dis hoe Paulus die lig gesien het. Hy het die lig van binne hom gesien. En dis wat hy skryf in Galasiërs. Hy sê in Galasiërs, toe dit God behaag om sy seun binne my te openbaar. Dis wat daar op Handelinge 9 gebeur. Toe dit God behaag om sy seun in my te openbaar. Alright. So daai lig het explode van buite af, van binne af. En hoor gou mooi. Paulus het mos nou 'n sekere manier gesien. Hy het gesien wie's reg en verkeerd, hy het gesien hierdie mense is besig om af te dwaal. Hy het so gesien en hy het moord geblaas want hy was besig met die bediening van die dood. Die kennis van goed en kwaad wat die dood bedien. Maar toe hy in kontak kom met die seun in hom, die lig van die wêreld,
Die lig van elke mens. Wat binne hom was, net soos dit in die disippels was. Toe hy in kontak kom met daai lig, toe staan hy van die grond af op. En alhoewel sy oë oop was, toe sien hy nie meer. Ek dink dis wat later gesê word in 2 Korintiërs. Maar Paulus sê, al het ons mense na die vlees geken, ken ons hulle nou nie meer so. So wat vir my gebeur het op die pad van Damaskus is, Paulus het 'n sekere manier gesien, en toe hy in kontak kom met die lig, toe sien hy nie meer so. Amen. Dit laat my, jy het nog gelees waar hy vra, Here, wie is jy? Toe sê die Here, ek is Jesus wat jy vervolg. Matteus hoofstuk 25 praat Jesus, en hy sê vir die, praat hy met die regverdiges, en hy sê, kyk jy, toe ek honger was, toe gee julle vir my kos. Ja. Toe ek in die gevangenis was, toe besoek julle my. Toe ek siek was, toe kom besoek julle my in die hospitaal. Toe ek naak was, toe gee julle vir my klere. En hulle vra, Here, wanneer? Wanneer het ons vir jou klere gegee? Wanneer het ons jou in die tronk besoek? Maar as jy kyk deur die oë van die Vader, oh man, dan elke mens wat jy raakloop, is Jesus Christus wat hom aan jou en my openbaar. God sien hom nie geskei van die ou in die tronk nie. Ons het hulle tronkvoels genoem. Die Here Jesus sê, toe ek in die gevangenis was, toe besoek julle vir my. Jy sien, want hoe ons sien, deur die oë van die wet, en ons ken mense na die vlees. Maar as jy kyk soos God, en jy sien deur sy oë, dan sien jy elke mens, soos wat hy die mens sien. Volmaak, regverdig, geseën. Want, kyk jy, wie van ons wil siek wees? Wie wil in die tronk wees? Wie wil naak wees? Maar Jesus vereenselwig hom met elke liewe ding wat ons nie meer wil vereenselwig nie. Ek wil my nie vereenselwig met siekte nie. Maar Jesus sê, kyk jy, toe ek in die hospitaal was, toe besoek jy my. Toe ek in die tronk was, toe is jy daar. En die hartseer is, godsdiens laat ons, soos wat Kouwe nou gesê het, ons hulle sien. Want hoekom? Jy kyk deur die verkeerde bril. Jy sien deur die verkeerde oë. Die lig wat ons het is duisternis. En hoe kom dit? Deurdat ons die wet het, wat sê, jy kwalifiseer nie, jy's 'n sondaar, jy is die, waar die genade van die Here, en die understanding en die lig wat God het van elke mens, is sy lig. Johannes 1 wat sê, en die lig van die mense, die lig van hom, is die lewe, van elke mens. Jesus se lewe, en sy lig, is die lewe en die lig van elke mens. Wanneer die mens weer die waarheid begin sien, is Jesus sê, as jou oë verlig is die hele liggaam verlig. En hy lig is die ewige lewe. Oh, halleluja. Die hele, ek dink wat ons seker moet vasstel, seker vir die toekoms in hierdie reeks is, die hele boodskap van die evangelie het niks te doen met hemel of hel nie. Ja. Dit het te doen met lewe en dood. En wat ons vandag wil sê is, lewe en dood, of lig en duister in ons liggame, lewe en dood in ons liggame,
het te doen met lig of duister in ons oë. Het te doen met lewe of dood in ons oë. Sjoe. So wat ons wil doen is ons wil jou oë rig op die lig van die wêreld. Sodat jy in hom kan sien wat jy het. Ja. Dat jy nie met duisternis in jou oë bewus gemaak word van jou tekortkominge. Soos wat die slang vir Eva mislei het nie. Maar dat jy deur in hom, in sy lig kan sien. En kan sien, ek het die erfenis. Ek het vergifnis. Ek kom niks kort nie. Die seën is in my. En met daai verligte oë van die verstand, jou hele liggaam, daai lewe en daai lig begin ervaar. Dis wat veronderstel is om te gebeur. Die dood het ingekom as gevolg van die duisternis wat die mense oog oorweldig het. Dis hoe die dood ingekom het. Dis 'n issue oor hel toe gaan nie. Ja. Dis 'n issue oor die hiernamaals nie. Dis 'n issue oor dood en lewe nou heidaglik, wat 'n resultaat is van hoe ons kyk, hoe ons sien, wat ons perspektief is. Sien ons Christus in ons. As Christus in jou is, die lewe van elke mens, het die dood geen hou vas op jou. Amen. Amen. Maar as jy mislei word tot 'n bewustheid van gebrek, skeiding, ver van God af, nie soos God nie. As jy mislei word tot so 'n bewustheid, tot daai duisternis, dan affekteer dit jou liggaam. Amen. Amen. Die Bybel, Spreuke is vol van hierdie boodskap. En as 'n skrif in Spreuke wat sê 'n goeie tyding maak die gebeente vet. Dis wat die evangelie doen. Die evangelie maak die gebeente vet. Amen. Hy is nie vet, maar jy hoor mooi. Hy het te doen met wat is vet in jou bene? Wat is die vet in ons bene? Is dit nie murgie? Waarvan af kom bloed? Van die murg af. Right. Waarin is lewe? In die bloed. So die evangelie, die goeie nuus, affekteer die lewe, of aktiveer die lewe in ons liggame. Dis wat hy skrif sê. Goeie tyding maak die gebeente vet. Aktiveer lewe in ons. Ons gaan klaarmaak, maar kom ek lees hierdie, ons gaan volgende week verder hier, maar ek hoor gou, hy sê, Paulus skryf in 2 Korintiërs 4, hy sê, maar as ons evangelie, die goeie nuus wat ons bring, as dit nog bedek is dit in die wat verlore gaan. Nou, ons moet net eers weer sê, verlore gaan is nie hel toe gaan. Amen. Verlore gaan is om nie te leef in wie jy is nie. Dis om die ewige lewe nie te experience nie. Dit is om verlore te gaan. Naamlik die ongelowige is in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Halleluja. Dis wat gebeur. Dis eintlik die ding. Die enemy wil nie hê jy moet hier enlightened word nie. Hy wil nie hê jy moet sien nie. Want hy weet as jy nie sien nie, gaan jy verlore. As jy nie sien nie, dan gaan jy nie experience die lewe wat vir jou is nie. En dis hoekom ons die evangelie bring, beloved, soos wat apostel Koen gesê, die is goeie nuus. Dis niks sleg in die evangelie nie. Dis net goed. En goeie nuus moet jou laat goed voel. Amen. Hy sê, dit is hulle wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.
Beloved, ons bring jou Jesus Christus. Die beeld van God. Die aangesig van God. Die heerlikheid, jou werklikheid Jesus Christus. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus en ons as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê dat daar lig uit die duisternis moet kom. Dit is hy wat in ons harte geskyn het. Om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Nou ons gaan nie nou daaroor praat nie, maar dis 'n boodskap op sy eie, maar ons wil vir jou sê, dit lê in die feit dat jy sien, jou een met Christus, en nie geskei van hom nie. En dis in hierdie lig dat jy gaan lewe. As jy dual vision het, hoe moet ek dit in Afrikaans sê? Dual vision. Maar as jy nog jouself geskei sien van God, dan gaan jy sterwe. Dubbele visie wat? Dubbele visie. Sien jy? God daar, ek hier. Ek sonder, hy heilig. As jy dubbele visie het, en nie 'n single eye het nie, of single mind het nie. Want hoekom? A double-minded man is unstable in all his ways. So ons moet single-minded word. Ons moet enkel vision kry van as he is, so am I. As righteous as he is, so am I. I'm one with him. Hy is my werklikheid. En wanneer ons by mekaar kom en nagmaal eet, dan bring ons jou altyd terug, Here. Die nagmaal is altyd jy sien jou een met hom, sy bloed het jou geheilig, gereinig, en onthou, sy bloed is die bewys dat jy altyd nog een met God was. Want hoekom? Hoor gou, maar Paulus sê, die bloed van God, God het mos nie bloed nie. Het God bloed? God is gees. God is gees. Wie bloed? Jesus, die mens. So die mens Jesus, wie ek en jy se lewe is die bloed van God. Amen. Oh, halleluja. En wanneer ons so byeenkom en ons eet die nagmaal en sê, die bloed van God, heilig, is my bloed, heilig, een met hom, regverdig, onberispelik, sy lewe is my lewe. Halleluja. Go iets laaste en dan. En dis waarom ons dit noem die tafel van onsterflikheid. Halleluja. Amen. Geliefdes, gaan terug. Ek weet op Facebook is dit nou nie meer nie, maar op YouTube is al hierdie boodskappe van onsterflikheid 1 tot 5. Ek het die ete van volmaaktheid en dan het ons die ete van onsterflikheid. Ons het ook, ek het laasweek gepreek oor die paaslam geslag. So maar gaan en saturate yourself met hierdie waarheid. Amen. Was die katarakke van jou oë af met die waarheid. Amen. Toe Ananias vir Paulus bid na die hele episode, toe val daar skille van sy oë af. My gebed is dat die skille van jou oë afval, hy sluier van goed en kwaad, en dat jy met nuwe oë sal sien. Amen. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg. En soos wat apostel Cohen gesê, die oë val af. Mense sien. Dankie vir verligte oë vir ons verstand. Soos wat die engel sê, that our eyes will be flooded with light. En dat ons in die lig sien ons die lig. In u lig sien ons die lig. Baie, baie dankie, Here. Amen en amen. Geliefdes, share die met jou vriende, deel hierdie waarheid en ons sien vir jou weer volgende week. Blessings. Shalom.